Wanneer mense terugkyk op die seisoene wat hulle die meeste gevorm het, praat hulle selde eers oor programme of strukture. Hulle praat oor mense, oor gesprekke wat gebly het, oor tafels waar hulle gesit het, oor iemand wat op 'n spesifieke tyd naby was. Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis waar ons stories nuut hoor, dieper kyk en saam ontdek hoe Jesus vandag werk. Is opvallend hoe baie van ons vorming nie in groot georganiseerde oomblikke gebeur nie, maar in die lewe wat tussen ons gebeur, die alledaagse herhalende interaksies wat oor tyd 'n mens se hart en rigting vorm. Handelinge 2 gee vir ons die eenvoudige beskrywing van die eerste Christelike gemeenskap. Hulle het volhard in die leer van die apostels, die gemeenskap, die breek van die brood en die gebede. Dis nie 'n ingewikkelde model nie. Dis 'n ritme van saam leer, saam eet, saam bid, saam leef. Wat my tref, is die woord volhard. Hulle het nie net een keer by mekaar gekom nie, hulle het aangehou. En in daardie volgehoue saamwees het iets gebeur wat groter was as enige individuele ervaring. Hulle het 'n gemeenskap geword wat mekaar gevorm het. Ons leef in 'n tyd waar baie van ons verhoudings fragmente is. Ons sien mense hier en daar, ons hou kontak op afstand, ons het baie verbindings, maar soms min plekke van konsekwente nabyheid. En tog is dit juis konsekwente nabyheid wat mense vorm. Wanneer jy oor tyd saam met dieselfde mense leef, begin hulle jou ken. Hulle sien jou in verskillende seisoene. Hulle sien jou wanneer dit goed gaan en wanneer dit moeilik gaan. En daardie soort nabyheid skep 'n ruimte waar geloof kan wortel skiet. Nie as 'n abstrakte idee nie, maar as 'n gedeelde werklikheid. Wat interessant is dat baie van die belangrikste geestelike oomblikke in 'n mens se lewe nie beplan kan word nie. Hulle gebeur spontaan, in 'n gesprek na ete, in 'n gebed wat onverwags kom, in 'n eerlike vraag, in 'n stil oomblik saam met iemand wat jou verstaan. Hierdie oomblikke gebeur nie in isolasie nie, hulle gebeur in verhoudings wat oor tyd gebou is. Dis die lewe tussen ons wat uiteindelik baie van ons geloof dra. By SA Gemeente praat ons oor die nommer 1 netwerk vir jou lewe, sommer daar waar jy bly werk en speel, nie as 'n slagspreuk nie, maar as 'n beskrywing van hoe geloof werklik groei. Dit groei in die ruimtes waar mense mekaar gereeld sien, waar stories gedeel word, waar laste gedra word, waar vreugdes gevier word. En oor tyd begin daardie gedeelde lewe 'n mens vorm. Jy begin anders dink, anders reageer, anders hoop, nie omdat jy alleen probeer verander nie, maar omdat jy deel is van 'n gemeenskap wat saam verander. Miskien is dit die groot uitnodiging, om nie net te fokus op die groot oomblikke nie, maar op die lewe wat tussenin gebeur, die gesprekke, die etes, die gebede, die stil ondersteuning, want oor tyd is dit dikwels nie die dramatiese oomblikke wat ons die meeste vorm nie, maar die herhalende gedeelde lewe, saam met mense wat in dieselfde rigting beweeg. En in daardie soort lewe begin geloof iets word, wat nie net in jou kop bestaan nie, maar in die ruimte tussen mense leef, 'n gedeelde reis wat oor tyd al hoe dieper wortel skiet. En daarom nooi ek jou met groot vrymoedigheid om te kom doen in SA Gemeente. Ek nooi jou om deel te word van 'n groeigroep as jy nog nie is nie, want ons wil jou behoorlik leer ken en ons wil vir jou goed wees. Tot volgende week, mooi loop.